Goeiedag en baie welkom by vandag se diens. Ons kyk vandag verder na Josef se verhaal en juis wanneer Josef en sy broers mekaar weer ontmoet. Voordat ons verder gaan, kom ons bid saam. Here, uit U, deur U en tot U is alle dinge. En U kom tot die lof, die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Gemeente van die Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir jou, van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Kom ons lees nou saam en ons gaan saam lees uit Genesis 45 en ons lees daarso van vers 1 tot vers 15. Josef kon hom nie langer bedwing voor almal wat langs hom staan nie en roep toe uit, stuur almal uit weg van my af. Daar het niemand anders by hom gestaan toe Josef hom aan sy broers bekend gemaak het nie. Hy het hardop begin huil. Die Egiptenare het dit gehoor. Ja, ook die huis van die farao het dit gehoor. Toe sê Josef vir sy broers, ek is Josef, leef my pa nog? Sy broers kon hom nie antwoord nie, want hulle het verbuisterd voor hom gestaan. Josef sê toe vir sy broers, kom tog nader na my. Hulle het nader gegaan en toe sê hy, ek is Josef, julle broer, julle het my verkoop om na Egipte geneem te word, maar julle moet julle nou nie ontstel en julle self verwyd, omdat julle my verkoop het nie, en ek hier beland het nie. Want dit is vir die behoud van lewens, dat God my voor julle uitgestuur het. Ja, daar was nou al 2 jaar lank hongersnood in die land, en daar's nog 5 jaar waarin daar nie geploeg of geoes sal word nie. Maar God het voor julle my uitgestuur, om vir julle nakomelinge te vestig op aarde, en om julle in die lewe te hou, met die oog op 'n groot redding. Dus, dit is nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my as 'n vader vir die farao aangestel, as 'n heerser vir sy hele huishouding, en 'n regeerder oor die hele Egipteland. Maak gou en trek op na my pa. Sê vir hom, so sê u seun Josef, God het my aangestel as heer oor die hele Egipte. Trek af na my toe. Moenie talm nie. Kom woon in die Gosenstreek, sodat pa naby my kan wees. Pa en pa se kinders en kleinkinders, en ook pa se kleinvee en beeste en alles wat aan pa behoort. Ek sal pa daarvan kos voorsien, want daar gaan nog 5 jaar lank hongersnood wees. Anders verarm pa se huis en almal wat aan pa behoort. Kyk, julle sien nou self, en my broer Benjamin sien dit ook, dat dit my eie mond is wat met julle praat. Vertel vir my pa van al die aansien wat ek in Egipte geniet, en van alles wat julle gesien het. Maak net gou en bring my pa af hierheen. Toe val hy sy broer Benjamin om die nek en huil. Benjamin het op sy skouer gehuil. Hy het al sy broers gesoen en by hulle gehuil. Daarna het sy broers met hom gepraat. Jy het moontlik ook al deur so iets gegaan, wat jy iets van 'n ongemaklikheid binne jou ervaar. Dalk is daar iemand met wie jy nie tans op goeie voet is nie. Iemand teenoor wie jy ongemaklik voel, of iemand wat jy voel jou veronreg het. Dit gebeur met ons in ons gesinne, dit gebeur by die werk, dit kan selfs by die kerk gebeur, dat mense met mekaar vassit, en dat daar een of ander tipe vorm van konflik is. En dit is juis ook wat ons gaan aanspreek in vandag se gedeelte. Nou, hoe hanteer jy dit baie keer? Probeer jy wegvlug daarvan af? Is dit moeilik vir jou om 'n ander persoon in die oë te kyk? Probeer jy die persoon vermy? Of konfronteer jy hulle direk? Hoe is jy geneig om dit te hanteer? Ons sien in hierdie gedeelte hoe Josef gekonfronteer word met sy broers wat na hom toe kom. En eintlik kom staan hulle bakkant, want dit is hongersnood en daar is nie genoeg kos vir hulle of vir hulle vee nie. En daarom moet hulle na Egipte toe kom om kos te kom kry. Nou in die vorige gedeelte, net hier voor dit, sien ons hoe daar 'n beker geplant is in Benjamin se sak en die broers moet terugkeer, want hulle is uitgevang. En Juda, een van die broers wat vorige keer opgetree het, kom tree in die bres vir Benjamin en sê, maar ons kan nie laat pa weer deur hierdie gaan nie. Ek sal eerder in sy plek staan. Dit kan dalk dit wees. Dit kan dalk deel wees van die rede wat Josef terugherinner aan wie hy is, aan wie hy verbind is, en ook dat hy deel is van God se verbond. Dat God se verbond deur hom na sy mense toe voortspruit.
En daarom sien ons hierdie katarsis wat Josef deurgaan. Hy is emosioneel, hy huil, inteendeel die hele paleis hoor hoe Josef huil. En daarna tree hy in. Kom sê hy maar, ek is julle broer, ek is Josef, julle het my in die put gegooi, en julle het my verkoop as 'n slaaf, en hier is ek nou. Eintlik het die rolle omgeruil, eintlik sien ons iets van hoe daai voorspelling van Josef se droom hierso waar word. Maar Josef word nie net vasgevang in sy eie seer, in sy eie lyding, en die manier hoe hy wil vergeld nie. Hy word gekonfronteer met God se verbond. En dit kan 'n baie broos ervaring wees. Want dit is makliker om jouself te wil beskerm. Dit is makliker om afstand tussen jou en die persoon te wil inbring, of om vir jou panser op te wil sit. En eintlik in hierdie oomblik is Josef broos. En kom sien ons iets van sy emosie wat deurkom. As ons bietjie kyk na die agtergrond van wat hier aan die gebeur is, sien ons op verskillende vlakke hoe mag en hoe God en hoe die familiestrukture 'n rol speel in hierdie gedeelte. As ons eers kyk na die mag in familie, sien ons die blote feit dat broer se ander broer verkoop, iets aan die familiestrukture van daai dag totaal en al verbreek. Soos Morney laas keer uitgelig het, sê dit eintlik vir hom, vir Josef, maar jy's dood vir ons. Jy's nie deel van ons familie nie, daarom sny ons jou af en ons verkoop jou. So dit bring teen die familiestrukture van daai dag ook 'n groot vraag. Aan die ander kant, as mens kyk na mag, so dit baie interessant gewees het om 'n Hebreër dan aan te stel oor Egipte. So vir Josef om hierdie rol te kry as onderkoning in Egipte is 'n groot eer, en het hy baie mag in hierdie struktuur wat hy gebruik. Ons sien eintlik hoe Josef dan hierdie mag gebruik. In plaas van om te heers en met mag sy mag neer te druk, bring hy voorsiening aan die mense in Egipte en ook aan die mense buite Egipte. En daarom sien ons sy familie dan hiernatoe kom. Aan die ander kant sien ons juis ook hoe God 'n rol speel in hierdie gedeelte. Josef word gekonfronteer met sy eie emosie. Hy word gekonfronteer met dalk vergelding, dat hy sy reg tot vergelding wil uitoefen. Maar ons sien hier hoe hy sy reg tot vergelding neerlê, hoe hy dit doelbewus daarvan afstand doen. Ons sien hoe hy sy loyaliteit toets ook deur 'n beker in te sit, en ons sien hoe Juda dan intree vir sy broer Benjamin in die vorige gedeelte. So daar is verandering. Ons sien dan eintlik juis hoe Josef met hierdie verandering gekonfronteer is. En sê, maar gaan ek uit my eie ego uit optree? Of gaan ek raak sien dat ek binne God se verbond is? En dat ek 'n agent is van God se verbond? En daarom ook hierdie reg tot vergelding gaan neerlê. En soos God vergeef, soos God kies om homself aan mense te verbind, moet ek hierdie vorentoe laat uitspeel. Ons sien dan juis in hierdie gedeelte hoe hy dan vir sy familie 'n voorsiening maak. Hy plaas hulle op 'n plek juis wat hulle dan gemaklik saam met ander boere sal kan funksioneer. Hulle gaan nie uitstaan nie, hulle sal maklik kan deel wees daarso. Vir ons as gemeente, vir jou as gelowige, is hierdie ook 'n konfronterende gedeelte. Dit vra maar, hoe maak ons binne ons gemeente? Ek dink NG Weerderpark is een van daai gemeentes wat werklik bekend staan vir hulle gasvryheid, vir hulle warmte. Wanneer daar gaste hierso inkom, is dit van die terugvoer wat ons kry, maar ons het so welkom gevoel. Ons is so goed gegroet, mense het ons onmiddellik ingetrek. So die manier hoe ons mense deel maak, dink ek, is baie belangrik. Ek dink dit gaan ook oor hoe ons met mekaar omgaan.
hoe ons vergewe, hoe ons met mekaar praat wanneer daar ongemaklikheid is. Want ek dink soos in gesinne, is geloofsgesinne ook soms daarin gebonde dat daar ongemaklikheid kan wees. Mense kan partykeer koppe stamp met mekaar en hoe ons dit dan teenoor mekaar uitpraat en uitwerk is baie belangrik. Josef het byvoorbeeld nie net gesê, julle het nie geweet wat julle doen nie en julle het my verkoop en per ongeluk in 'n put gegooi. Dis maar okay nie. Nee, hy het hulle gekonfronteer daarmee en ek dink daarmee is goeie grense soms nodig. En grense kan mens uitoefen op die volgende manier. Ek gebruik Prentice Hemphill se definisie van grense, wat sê dit is die naaste afstand waarop ek beide vir my en jou kan lief wees. Dink 'n bietjie aan die implikasie daarvoor. Want aan die een kant het jy vergifnis, en vergifnis is ek wat my reg tot vergelding neerlê. Aan die ander kant het ek grense, en hierdie grense gaan beïnvloed hoe naby of hoe ver ek jou en my gaan toelaat. Iemand kan byvoorbeeld hulle molesteerder of verkragter vergewe, maar daai afstand gaan groter wees. En op hierdie manier sien ons hoe Josef dit ook dan toepas. Hy het eers 'n toets vir sy broers om te sien, gaan hierdie werk? En dan vergewe hy, maar hy weet ook, hierdie gaan 'n proses wees, wat ons mekaar eers weer kan vind. In ons gemeente doen ons ook nog 'n ding, en dit is juist dat ons ingestel is op ons omgewing. Ons het verskeie uitreikaksies, soos byvoorbeeld CMR wat hulle kantore hierso by ons het, wat ons saam mee hande vat en uitreik na ons gemeenskap toe, veral wat daar hulp nodig is. Ook is ons gemeente betrokke by Huis 5, en juist by Huis 5 maak ons 'n bydrae vir hierdie seuns, sodat hulle met gemaklikheid hulle skoolloopbaan kan volhou, en ook ervaring kan hê van liefde en geborgenheid binne hierdie huis, binne Jacaranda kinderhuis waar hulle is. Maar vir ons gemeente self is daar ook alimentasieprojekte, juis wanneer mense tekort skiet. Is ons deel en versorg ons mekaar, ons sien mekaar raak, en ons probeer uithelp waar ons kan. Ek dink dit is juis iets van deel van 'n geloofsgemeenskap wees, dat ons iets van daai versorging, mekaar raak sien en na mekaar toe draai, kan ervaar. Dink 'n bietjie aan die plekke waar jy is, hoe jy iets van jou geloof so kan uitleef. Is dit dalk binne jou gesin? Die manier hoe ons met mekaar praat binne ons gesinne, is ons baie keer te gemaklik met mekaar, te gemaklik met mekaar se emosies. En kan ons juis ook bietjie met meer omsigtigheid vra, maar hoe praat ek met jou? Hoe deel ek my frustrasie met jou? Want om so naby aan mekaar te leef kan soms frustrerend wees, en koppe kan soms bots. Die vraag is, hoe hanteer ek ook my kollegas by die werk, wanneer daar konflik of konfrontasie is? Doen ek dit op so 'n manier dat ek iets van God se genade uitwys? Dat ek iets wys van, ek is deel van 'n geloofsfamilie en daarom doen ek dit op 'n sekere manier? Want konflik gaan daar konflik wees. Ek dink dit is deel van kommunikasie. Ons sien nie altyd dinge uit dieselfde oog uit nie. En daarom is dit vir ons nodig om as gelowiges te kyk, hoe hanteer ek konflik en hoe dra ek dit ook verder vorentoe. Vir ons as gelowiges, neem hierdie verhaal van Josef se vergifnis ons ook na hoe God ons vergeef. Ons kan na hierdie gedeelte terugkyk deur die lens van Jesus wat kom bevestig het dat ons vergeef is. Dat God met ons ook 'n pad stap en dat ons binne God se vryspraak ook vrymoedigheid kan hê voor God. Ek dink dit is een van die grootste goed wat ons uitdaag, juis om te vra, maar hoekom vergewe ek? Juis want ek is vergewe. Ek dink binne ons wêreld op die oomblik is dit wat ons kort. Is juis om binne hierdie konflik, binne die tweespalt, binne die ek teenoor jou, iets van 'n gemeenskaplikheid te vind binne ons vergifnis wat ons van God ontvang het. Mag jy in hierdie week deur hierdie lens na jou lewe kyk. Mag jy ander raak sien met die genade wat God hulle skenk. Mag jy gekonfronteer word
deur die oomblik wat Josef ook gehad het? Gaan ek vergewe? Gaan ek my vergelding neerlê? En gaan ek jou innooi as iemand wat deel is van God se verbond? Mooi week vir jou verder. Totsiens.